Nou ja, ons laaste gesprek op hierdie onderwerp van leierskapstyle wil ek weer terugvat dit wat vir my baie sin maak in die lewe en dis wat my vrygemaak het en ek kan tog ook net gee wat ek het, ek kan net deel dit wat my vrygemaak het, ek verstaan iets anderster as dit nie. En ek was op 'n stadium moes ek leer dat Jesus het hierdie perfekte leierskapstyl geopenbaar vir my en vir jou. En hy het deur hierdie kruistog gegaan en in hierdie kruistog wat hy deurgegaan het, het hy na die tyd vir ons 'n voorstel gemaak en het gesê, ons moet ook die kruistog deurgaan. Ons moet ook ons kruis opneem, want ons gaan met baie mense te doen kry wat rebelle is, ons gaan met baie mense te doen kry wat sterk taakgedrewe is, mense wat taakgedrewe is, wat jou dalk intellektueel begin domineer, mense wat baie goeie talent het vir tipe sport, wat jy bietjie minderwaardig teenoor kan voel. Jy kan dalk baie minderwaardig voel teenoor die gawes wat hulle het. So God sê, ons gaan ons kruis moet opneem, want as ons hierdie onvoorwaardelike pad wil stap, om 'n verskil in mense se lewe te maak, en die verskil is om hulle te leer om 'n liefde vir hulle self te ontwikkel, sodat hulle kan vrykom van 'n emosionele tronk, dit wat hulle vashou. Dat hulle nie aan die kingpin status toe gaan en dink as ek daar is, dan kan ek net nog meer domineer nie. Nee, ons moet hulle help om vry te kom. En in hierdie proses wat ons mense moet help om vry te kom, dis hoekom ons die kruis moet opneem. Want hulle gaan vir ons goed sê uit hulle oortuiging. Hulle gaan vir ons goed sê wat hulle wil laat voel, hulle behoort. En mens kan dit dalk beskryf opreg verkeerd, maar is vir hulle opreg. En ek en jy gaan met geduld, selfbeheersing, vrede, sagmoedigheid, goedheid. En ons gaan met hierdie selfliefde gaan ons 'n pad moet stap, dag vir dag. Deur die openbaringskennis van God af te bid en te vra, asseblief help my, ek weet nie regtig wat om te doen nie. Maar ek weet een ding, die seer waarin hierdie persoon is nie 'n lekker plek nie. En ek wil graag 'n verskil maak. Ek wil graag dit wat ek het, die liefde vir myself, wil ek graag deel in hierdie persoon se lewe. Daar is 'n paar uitdagings waarmee ek en jy sit. Want 'n klomp van hierdie mense wat as taakgedrewe leiers en rebelse leiers hulle self voordoen in hierdie wêreld, is vasgevang in 'n finansiële wêreld, die finansiële, materiële sekuriteit. Die finansiële, materiële gee vir hulle emosionele sekuriteit. Nou as jy nou mooi onthou wat ek gesê het van 'n onafhanklike leier is, hy het 'n band van vertroue met homself wat emosionele sekuriteit skep. Nou baie mense, hoekom dit so moeilik is om deur te breek tot hulle, is omdat die finansies speel net so 'n groot rol, want hulle het 'n band van vertroue met hulle self om geld te maak. En daai band van vertroue wat hulle het met hulle self om geld te maak, skep emosionele sekuriteit. En emosionele sekuriteit, daai respek wat hy jou hanteer oor die geld wat hy kan maak. En die verantwoordelikheid oor die geld wat hy kan maak. En dit is bitter moeilik om vir so 'n persoon te oortuig, maar jou emosionele sekuriteit deur middel van dissipline moet lê by jou liefde vir jouself. Want dis 'n gevaar. Die gevaar is, wanneer ek en jy in 'n huwelik werk, dan is daar
'n gees met 'n siel wat woon in 'n liggaam. Dis die persoon met wie ek getroud is, as jy getroud is. My vriend, vriendin, my kind het 'n gees, siel en 'n liggaam. Dis die persoon. My kerkvriende, mense in my werk het 'n gees en 'n siel en 'n liggaam. Ek kan verhouding bou. Ons kan uitruil, ons kan gee, ons kan neem, ons kan uitruil, ons kan liefde in onsself bou vir mekaar. Maar as jy mooi dink, geld het nie 'n siel nie. Jy kan nie met geld 'n verhouding bou nie. Wat is die siel? As jy nog kan onthou, het ons vorige gesprek uit, denke, emosie en gedrag. Hoe ek dink, so ek voel, so ek optree. Dis die idee. Nou geld kan dit nie vir my en vir jou doen nie. Geld kan nie dink nie. Hy kan nie voel nie. Hy kan nie optree nie. So iemand wat waardeloos voel, wat minderwaardig voel, wat emosioneel eensaam voel, kan geneig wees, nie noodwendig nie, asseblief, luister mooi, kan geneig wees om na die finansiële wêreld te trek. Op soek na daai waarde, maar die verskil is hierso. Ek is nou in beheer as dit kom by geld. Ek dink vir geld, ek voel vir geld en ek tree op namens geld. Geld dien my. In 'n verhouding met 'n huwelik is dit nie so maklik nie, want albei het 'n gees, siel en liggaam, albei het 'n behoefte na behoort en hulle begin dit met mekaar deel deur middel van konflik. Is eintlik nie die taal om mekaar te probeer verstaan. Dit kan 'n lelike storie raak, maar dit is nie veronderstel om so te wees. Die konflik is eintlik 'n mooi ding. Of jou ouer-kind verhouding presies dieselfde, maar as dit kom by geld, geld het nie 'n behoefte om te wil behoort nie. Ek en jy is die enigste een in so 'n situasie wat wil behoort teenoor geld. So ons kan geld altyd domineer. Die tweede foutjie wat ek en jy maak, wanneer ons met mense werk wat baie sterk gefokus is op finansiële sukses. Daai geld vervul eintlik nooit hulle behoefte na behoort nie. So hulle moet meer en meer en meer en meer bymekaar maak. As jy luister hoe ek en jy 'n vervanging kan kry in geld, hoe ons met mense kan werk wat 'n vervanging kry in geld vir 'n gebrek aan selfliefde. En hy geld gooi net daai gat vol, maar hy gat kom net nooit vol nie. En gaan praat met mense wat op hulle sterfbed lê, wat baie geld gemaak het en baie verhoudings vernietig het. Wat in kontak gekom het met hulle self, dan sal jy verstaan wat ek sê. Geld kan nie selfliefde promoveer nie. En as ek en jy daai pad met daai tipe mens wil stap, gaan ons verskriklik teenstand kry. Ons gaan al hierdie lelike woorde kry, ons gaan al die afbreekende woorde, maar ons kan nie ophou om vir hulle die openbaringskennis van God mee te deel nie, want ons passie is dat hulle moet vrykom uit die tronk uit, soos ek en jy.